Goeiedag, liewe luisteraar. Dis Vrydagoggend, weer 'n geleentheid waar ek en jy kan saamkuier. Baie welkom hier by ons program. Ek is so dankbaar dat jy vandag ingeskakel het. Nou, ek weet nie waar jy vandag is nie. Miskien sit jy in jou motor op pad iewers heen. Miskien is jy alleen by jou huis. Miskien is jy besig om kos te maak. Of dalk lê jy sommer net en luister. Nou waar ook al jy is, baie welkom. Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou metgesel in Jesus. Hier waar ek en jy, waar ons bymekaar kom om te luister na wat Abba vir ons beplan, sy beloftes vir ons, maar ook 'n plekkie waar ons saam kan journey na genesing. So, vir die van julle wat nou nie laasweek kon inskakel nie, verlede week het ons saam gesels oor iets wat nogal kosbaar was. Om onsself leeg te maak voor Abba. Om ons eie planne, ons trots, vrese en beheer neer te lê, sodat hy ons met homself kan vul. Dit was soos om te sê, jy moet 'n oorgawe maak. Dis soos om te sê, Here, ek maak myself leeg, sodat U my kan vul. Vandag se tema lyk bietjie iets wat anders. Vandag is meer 'n terme van afhanklikheid. Dis meer asof ons op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek is leeg en ek weet nie meer hoe om vol te word nie. Nou hierdie twee temas vorm amper 'n gesprek. Dis asof die eerste een sê, ek gee alles oor, en die tweede een, nou ontmoet Abba my in my leegheid. En ek dink baie van julle luisteraars en myself en Kleis gaan hulle self hierin herken. So vandag praat ons oor 'n heel ander soort leegheid. Nie daardie leegheid wat uit oorgawe uitkom nie, maar die leegheid wat seermaak. So ons tema vandag, waar word my hart vol as ek heeltemal leeg is? Nou, hierdie tipe leegheid is daardie gevoel dat jy nie eens kan verduidelik wat fout is nie. Jy glimlag soos normaal, jy doen wat gedoen moet word, jy funksioneer relatief goed. Maar diep binne in jou voel dit asof iets ontbreek. Nou, ek wonder, as ek dit so noem, het jy al ooit so gevoel? Het jy al ooit gedink, ek behoort gelukkig te wees, maar ek is nie? Of, ek het alles waarvoor ek gebid het, maar hoekom voel my hart dan nog so leeg? En ek dink baie meer mense voel so, as wat ons besef. Ons leef in 'n wêreld, lief luisteraar, waar almal wys hoe vol hulle lewens is, maar min mense praat oor hoe leeg hulle harte soms voel. En is daar waar daai konstante onsekerheid intree, as jy net nie jou vinger op dit kan sit, wat jou so laat voel nie. En dalk is jy wat vandag hier luister, een van die mense wat so voel. Net so vinnig, terwyl ek so aan hierdie tema dink, wonder ek by myself, Nadine, is dit werklik wat Abba wou hê jy moet sê hierdie week? So is ek en my dogter Woensdag op 'n uitstappie en ons loop by 'n tweedehandse winkel in en hulle boeke is op uitverkoping. Nou, liewe luisteraar, laat ek vir jou vertel, ek is beslis een van jou stadigste lesers wat jy kry. Maar 'n boekverkoping, daar gaan jy my nie vinnig wegkry nie. Ek gaan deur die stapeltjie boeke en ek tel 'n boek op van Billy Graham. Ek maak vlugtig die boek oop en dit maak dadelik oop op hoofstuk 9, getiteld, Ek voel leeg. En is net hier waar ek in verbasing staan. En ook ervaar hoe Abba daagliks met ons praat. En is toe wat ek besef, hierdie is die regte tema vir oggend. En dit verander dadelik my vraag van, wat wil ek hierdie week sê, na eerder, Abba, wat wil U vandag
vir iemand sê? Nou, die volgende konsep het my nogal in my binneste geraak en my super hard laat dink. So dink vir 'n oomblik aan die volgende. Het jy al ooit probeer water in 'n sif gooi? Jy kan liters en liters ingooi, maar niks bly daarin nie. Nou ek wonder, hoeveel van ons leef soos daardie sif, myself inkluis. Ons probeer onsself vul met nog werk, nog prestasie, geld, aandag, erkenning, maar niks bly werklik agter nie. Vir daai oomblik voel dinge dalk beter en dan kom die leegheid ook maar net weer terug. So in Prediker 3:11 lees ons dat Abba die ewigheid in die mens se hart gelê het. Sjoe, dink net daaraan. Abba het iets in my, in jou geplaas, wat net deur hom ten volle gevul kan word. Dis amper soos 'n legkaart. As daar een stukkie ontbreek, kan jy 100 ander stukke probeer indruk, maar niks pas nie. En soms doen ons presies dit. Ons sit met daai legkaart voor ons, en ons kyk hoe ons elke dingetjie soms met fors kan maak werk. Eindelik, liewe luisteraar, probeer ons Abba se plek vul met dinge wat nooit daarvoor bedoel was nie. Ek wil jou vandag vra om vir 'n oomblik eerlik met jouself te wees. Waarheen hardloop jy wanneer jou hart seer kry? Waar gaan soek jy jou troos? Vind jy dit dalk in kos, jou werk, sosiale media, prestasies, of dalk een van die moeilikste aspekte, soek jy dit dalk in mense se goedkeuring? Of dalk is dit net om heeltyd besig te bly, want die stilte maak jou bang. Nou, hier op reis na innerlike genesing, vra ons nooit hierdie tipe vrae om enige iemand skuldig te laat voel nie. Maar ek vra dit vanoggend, omdat ek glo dat ons almal het ons eie putte waaruit ons probeer drink. Net soos ons laasweek gepraat het oor die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Sy het gekom om water te kom haal. En hoe die verhaal aangaan en hoe Jesus iets in haar kon sien wat niemand anders gesien het nie. Hy sien haar dors. Hy veroordeel haar nie, maar hy spreek haar behoefte aan. En hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie drink van die water wat ek gee, sal nooit weer dors kry nie. Wat 'n uitnodiging. Ek dink elkeen van ons het tye waar ons voel ons behoort nader aan Abba te voel as wat ons doen. Ons bid, ons lees die Bybel, ons gaan kerk toe en tog voel ons leeg. En is daai oomblikke wat jy begin wonder, het Abba my vergeet? Is ek besig om weg te dryf of is daar fout met my? Maar ek wil vandag vir jou sê, moenie jou geloof meet aan jou gevoelens nie. Gevoelens verander, maar ons Abba verander nooit nie. Luister hoe eerlik is Dawid in Psalm 42, hierdie is so wow. Hy sê, waarom is jy so te neergedruk, o my siel? Ek hou hiervan. Hy ontken nie sy emosies nie, hy gee dit ook nie beheer oor sy lewe nie. Hy praat met sy eie siel. Hy herinner homself aan Abba se waarheid. Hoeveel van ons moet dalk vandag ophou luister na elke gevoel en weer begin luister na Abba se stem? Okay, so ons weet nou hoe hierdie leegheid lyk op 'n geestelike vlak, maar hoe lyk die ander deel daarvan? Kom ons kyk gou vir 'n oomblik na die sielkundige kant hiervan. So wanneer ek of jy vir 'n lang tyd emosionele pyn, stres, trauma of teleurstelling ervaar,
probeer ons brein ons beskerm. Nou, een van die maniere waarop dit doen, is deur ons emosies geleidelik af te skakel. Sielkundiges verwys daarna as emosionele afgestomptheid of emosionele verdowing. En dit is soos 'n ingeboude beskermingsmeganisme. As jou pyn te veel raak, verminder die brein die intensiteit van wat ons voel. Die probleem is dat dit net die seer demp nie, maar dit demp ook vreugde, opgewondenheid, hoop en selfs die vermoë om diep liefde te ervaar. En daarom beskryf baie mense dit as, ek voel niks meer nie. Of ek voel of ek net deur die motions gaan. Nou, dit beteken nie noodwendig dat daar iets fout is met jou as mens nie. Dit kan beteken dat jou senuweestelsel eenvoudig moeg geraak het, nadat dit te lank in 'n toestand van oorlewing was. Wanneer ons voortdurend onder druk leef, skei die liggaam streshormone soos kortisol en adrenalien af. Nou, hierdie hormone is nuttig vir kort tye, omdat dit ons help om gevaar te hanteer. Maar wanneer die liggaam maande of selfs jare lank in hierdie toestand bly, begin dit energie spaar waar hy kan. Dit beïnvloed nie net ons liggaam nie, maar ook ons emosies en ons denke. 'n Mens sukkel om te konsentreer, jy voel gedurig moeg, jy verloor belangstelling in dinge wat vroeër baie vreugde verskaf het en voel dikwels afgesny van jouself en van ander mense. Dis amper soos 'n motor wat voortdurend teen hoë spoed ry of ver paaie ry, totdat die brandstof uiteindelik opraak. Dit beteken nie die motor is stikkend nie, hy het eenvoudig nie meer die energie om aan te hou nie. Nou, liewe luisteraar, vanuit 'n Bybelse perspektief is dit belangrik om te onthou dat emosionele afgestomptheid nie noodwendig beteken dat Abba ver is of dat jou geloof te swak is nie. Selfs groot geloofshelde soos Dawid en Elia het tye beleef waar hulle emosioneel uitgeput was. Abba het hulle nie veroordeel nie. Hy het hulle ontmoet in hulle swakheid. En daarom hoef ons nie skaam te wees wanneer ons leeg of nam voel nie. Dit is dikwels 'n teken dat jou siel, liggaam, dat dit rus nodig het, dat dit herstel en Abba se genesende teenwoordigheid nodig het. Jesus nooi nie net sterk mense na hom toe nie. Hy nooi juis die wat moeg is, oorlaai en uitgeput is om by hom ware rus te vind. Abba het ons met emosionele behoeftes geskep, liewe luisteraar. Ons almal verlang daarna om geliefd te wees, aanvaar te word, veilig te voel, raak gesien te word, of daai eenvoudige gevoel te hê van ek behoort. En wanneer hierdie behoeftes oor baie jare seer kry, begin ons maniere ontwikkel om die pyn stil te maak. Nou, party mense werk ekstra en party mense probeer almal gelukkig hou. Party sluit hulle harte af of bou hoë mure en laat nie ander in nie. En party raak verslaaf van dinge wat vir 'n kort rukkie die pyn laat verdwyn. Maar die pyn bly, want dis maar soos om 'n wond toe te verf. Van buite af lyk dit bittermooi, maar binne genees dit nie. En dis waarom Jesus nie net ons gedrag wil verander nie. Hy wil ons harte genees, ten volle. Dis so wonderbaarlik om te weet dat ons Abba nie wil hê ons moet so swaar kry met goed nie. Dat hy wil hê ons moet vorentoe gaan en beter leef. Nou, daar's 'n paar verhale in die woord waarvan ons kan leer wat leegheid betref. En daar was die storie, en dis een van my gunstelinge, was die storie van Elia, uitgeput en moedeloos. Ons lees daarvan in 1 Konings 19. Nou, dis heel waarskynlik die beste voorbeeld. Na sy groot oorwinning op Karmel vlug Elia die woestyn in.
Hy gaan en hy onder 'n besembos sit en hy bid dat hy kan sterf. Hy sê, dit is nou genoeg, Here. En dit klink soos iemand wat emosioneel heeltemal leeg is. Dit klink soos iemand wat nie meer wou leef nie. Interessant genoeg gee Abba nie dadelik vir hom 'n preek nie. Hy gee vir hom rus, kos, water en laat hom slaap. En daarna praat hy saggies met hom. Dit wys dat Abba verstaan dat emosionele uitputting ook fisiese herstel nodig het. Dit wys vir ons iets so besonders. Abba verstaan, liewe luisteraar, dat ons ook soms emosioneel, geestelik en fisies uitgeput raak. Maar hy behandel ons steeds met 'n diepe deernis. Wat daarvan as ons praat oor Hanna, 'n bitter en uitgestorte siel? Ons lees van Hanna in 1 Samuel. Nou wanneer ons aan Hanna dink ons gewoonlik aan 'n vrou wat nie kon kinders hê nie. Maar haar grootste pyn was nie net die kinderloosheid nie. Dit was jare se teleurstelling, vernedering en die gevoel dat iets in haar lewe ontbreek. In daardie tyd is 'n vrou se waardes dikwels gemeet aan haar vermoë om kinders te hê. En jaar na jaar moes Hanna die spot en vernedering van Penina verduur, terwyl sy self al hoe meer gebroken geraak het. Die woord vertel vir ons dat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dis interessant, want dit is presies hoe diep emosionele pyn dikwels lyk. 'n Mens verloor jou eetlus. Jy trek terug en jy voel asof niemand regtig verstaan wat binne in jou aangaan nie. Maar wat Hanna besonders maak, is dat sy nie haar leegheid probeer wegsteek het nie. Sy het haar hart voor Abba uitgestort. In 1 Samuel 1 vers 15 sê sy, ek stort my siel uit voor die Here. Sy het nie mooi netjiese gebede gebid nie. Sy het eerlik gekom met haar trane, haar teleurstelling en haar verlange. En dis juist daar waar Abba haar ontmoet. Nog voordat haar omstandighede verander het, lees ons dat Hanna opgestaan het, iets geëet het en haar gesig was nie meer soos tevore nie. Die wonderwerk het nie begin toe Samuel gebore is nie. Liewe luisteraar, dit het begin toe sy haar swaar hart in Abba se hand neergelê het. Haar vrede het gekom voordat haar antwoord gekom het. En dit herinner ons dat Abba nie altyd ons omstandighede onmiddellik verander nie, maar hy begin dikwels eers ons hart dra, sodat ons weer kan hoop terwyl ons wag. Nog 'n voorbeeld waarna ons kan kyk natuurlik, was die verlore seun. Nou, wanneer ons dink aan die verlore seun, fokus ons dikwels op sy sonde en sy verkeerde keuses. Maar onder al sy besluite lê daar tog 'n diepe vraag. Waarna was sy hart eintlik op soek? Hy het geglo dat daar ergens anders meer vreugde, meer vryheid en 'n beter lewe vir hom wag. Daarom vra hy sy erfporsie, verlaat sy vader se huis en gaan soek vervulling in 'n ver land. Nou, vir 'n ruk lyk dit asof hy alles het waarvoor hy gedroom het. Hy het geld, vryheid en geen reëls nie. Maar die woord sê uiteindelik dat hy alles deurbring het. Nie net sy geld, maar ook sy hoop, sy waardigheid en sy gevoel van 'n doel hê. En uiteindelik sit hy tussen die varke en verlang hy selfs na die kos wat hulle eet. En dis die prentjie van 'n mens wat heeltemal leeg geword het. Nou wat hierdie verhaal so aangrypend maak, is dat sy grootste probleem nooit sy gebrek aan geld was nie. Dit was sy afstand van sy vader. Die leegheid in sy hart kon nie deur plesier, besittings of onafhanklikheid gevul word nie. Hy het gedink hy soek vryheid,
maar eintlik het hy na liefde, aanvaarding en identiteit gesoek. En dit is presies wat ons as mense doen vandag, liewe luisteraar. Ons probeer daardie leegheid vul met sukses, verhoudings, prestasies of die goedkeuring van ander. Vir 'n tyd voel dit of dit werk, maar uiteindelik ontdek ons dat niks daarvan die diepste dors van die menslike hart kan les nie. Nou, baie besonder, die keerpunt in hierdie verhaal kom wanneer die woord sê, toe het hy tot homself gekom. Dis 'n ongelooflike sin. Hy het nie eers by sy vader uitgekom nie, hy het eers weer by homself uitgekom. Hy besef dat die lewe waarna hy gehardloop het, hom nie vervul het nie. En toe draai hy om. Hy stap terug met 'n toespraak vol skuldgevoelens, oortuig dat hy nie meer verdien om 'n seun genoem te word nie. Maar sy vader wag nie vir 'n perfekte verduideliking of bewys dat hy verander het nie. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en herstel sy identiteit, nog voordat die seun sy hele belydenis kon voltooi. En dit is die hart van die evangelie. Abba wag nie dat ons eers onsself moet regmaak voordat ons na hom toe kom nie. Hy ontmoet ons juis wanneer ons leeg, stikkend en sonder antwoorde terugkeer. Die verlore seun het gedink, hy kom terug as 'n dienaar, maar sy vader ontvang hom weer as 'n geliefde seun. En die grootste wonderwerk was nie dat hy huis toe gekom het nie. Dit was dat hy ontdek het, sy vader se liefde het nooit opgehou wag nie. Miskien luister daar vandag iemand wat dink, ek voel al vir maande so, of gaan ek ooit weer uit hierdie gat uitkom? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, daar is hoop en jy kan. Sit jou vertroue op ons Abba, kyk op en laat hom toe om beheer te neem. Dit bring ons by 'n belangrike vraag vanoggend. Hoe begin 'n mens weer vol word? Ek dink dit begin nie deur harder te probeer nie, maar dit begin deur eerlik te wees. Sê vir Abba, Here, ek is leeg, in plaas van, Here, ek het alles onder beheer. Net daai eenvoudige deel, Here, ek is leeg. Hy word nie afgeskrik deur eerlikheid nie, liewe luisteraar, want hy ontmoet jou juis daar. Onthou, Jesus het gesê in Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy het nie gesê, kom na my toe wanneer jy reg voel nie. Hy het gesê, kom soos jy is. Ek wil jou los met 'n eenvoudige gedagte. Miskien is jou leegheid nie Abba se afwesigheid nie. Miskien is dit 'n uitnodiging vanaf Abba. 'n Uitnodiging om op te hou drink uit die putte wat jou nooit sal versadig laat nie. 'n Uitnodiging om terug te keer na die bron van lewende water. As jy vandag leeg voel, moenie moed verloor nie. Abba werk dikwels die diepste in die plekke wat ons die leegste voel. Ek bid vanoggend saam met julle Paulus se gebed in Efesiërs 3 vers 16 tot 19, dat ons versterk sal word in ons innerlike mens, Christus deur die geloof in ons harte sal woon, en dat ons vervul sal word met die volheid van ons Abba. Mag dit vandag ook jou gebed wees. Kom ons bid saam. Abba Vader, U sien vanoggend elke luisteraar. U ken die harte wat vandag swaar is, die mense wat glimlag terwyl hulle eintlik so leeg voel. Dankie dat U nie van ons verwag om voor te gee nie. Dankie Abba dat ons na U toe kan kom, net soos wat ons is. Vul ons nie net met antwoorde nie, maar met U teenwoordigheid. Genees waar daar wonde is.
en bring weer hoop waar daar moedeloosheid is. Laat ons weer ontdek dat U die bron van lewende water is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam geluister het. Onthou, jou leegheid definieer jou nie. Abba se liefde doen. Abba vul nie elke leë oomblik dadelik met sy antwoorde nie. Soms vul hy dit eers met sy teenwoordigheid. En baie keer is sy teenwoordigheid presies die antwoord waarna ons gesoek het. En laastens, liewe luisteraar, ons grootste behoefte is nie altyd dat ons omstandighede moet verander nie. Ons grootste behoefte is om weer bewus te word dat Abba by ons is. Dit bring ons tot aan die einde van vandag se program. Ek sien jou weer hier volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. Mag Abba jou ryklik seën en naby aan hom hou. Lekker dag, totsiens.